When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Welkom by Siklus 6 week 2 se geloofsgewoonte. Gewoontes wat ons nou nodig het om mee te leef, om te hoor en te leer en te doen. Geloofsgewoontes, daar's 3 van hulle, binnegewoontes, buitegewoontes en saamgewoontes. Nou in Siklus 6 is ons besig met die Prediker wat deel is van die groep boeke wat ons wysheidsboeke noem. En Prediker roep ons in hierdie boek om diep na te dink oor die vraag wat is die sin van die lewe en wat, of anders gestel, wat gee betekenis aan my lewe. Hierdie week se leefgewoonte gaan oor gebede. 3 tipes gebede wat ons aflei uit 'n paar verse in hoofstuk 2 en 3 en hoofstuk 5 wat ons help om daai vraag so bietjie dieper te ontrafel en te ontdek. Net iets oor gebede. Gebede wat gebore word uit wysheid, sien ons in hoofstuk 4, is gebede wat ons help om minder woorde te gebruik, meer te luister en bewus te word van wie ons voor God is en wie God is. En dan met dankbare en nederige, min woorde en liefdevolle dade te reageer. Hierdie week wil ons juis hierdie 3 gebede as binnegewoontes aanleer om ons te help om op verskillende tye van die dag of week, wanneer ons daarmee besig is of begin, dankbaar en daarom juis met vreugde, daardie oomblik, daardie tyd of ervaring mee te begin. Die eerste gebed wat ons kan aflei van die woorde, daar is niks beter as om vreugde te ervaar in dit wat God gee. Sien ons in hoofstuk 2 vers 22 en 3 vers 12. En daarom die gebed vir eet en drink, wat so kan klink: Vader, Seun, Heilige Gees, ons is dankbaar vir dit wat ons nou kan eet en drink. Seën ons wanneer ons dit gebruik, en dat ons die krag daaruit gebruik om beter te kan lief hê. Wanneer ons aan tafel toe kom, of watter eettyd, drinktyd ons ook al het, dat ons daarmee begin en dankbaar dit gebruik. Dan is daar die gebed vir werk, want ons word ook geroep om vreugde te vind in ons werk. Maar is niks beter as juist om daarin vrede te vind. En hierdie gebed kan ons daarmee help. Dit kan so klink: Vader, Seun, Heilige Gees, ons is dankbaar vir die werk wat ons nou kan doen. Seën ons wanneer ons daarmee besig is, en dat ons die energie en krag wat ons daaruit kry, gebruik om beter te kan dien en lief hê. Die derde gebed wat ons wil aanleer en as 'n gewoonte wil gebruik, 'n geloofsgewoonte wil gebruik, is die gebed vir rykdom. Om al die seëninge en blessings wat soort van die vrug op ons arbeid is, maar al wat ons mee bederf is, wat die lewe vir ons op 'n manier lekker maak in terme van besittings, dat ons dit kan geniet. En dat dit, wanneer ons dit gebruik, dat ons met hierdie gebed daarmee begin. En die gebed kan so klink: Vader, Seun, Heilige Gees, ons is dankbaar vir die seëninge wat ons nou kan geniet. Seën ons wanneer ons dit gebruik, en dat ons die krag en energie wat ons daaruit kry, die genot wat ons daaruit kry, gebruik om beter te kan dien en lief hê, en om ander daarmee te kan seën. Kom ons gebruik vandag en hierdie week ons tyd om met vreugde God se geskenke te ontvang. Kom ons bid saam. Here, dankie vir vandag. Ons is dankbaar. Ons is bly, want ons is U kinders. Gee ons krag en wysheid om vandag sinvol en met vreugde te leef. Amen. I'll bring you more than a song. I'll bring